spreek oor ons menswees. Ons wil Jesus spreek vandag, want U is die koning van die konings. U is die Here van die leerskare. Ons wil Jesus oor ons familie spreek. Ons wil Jesus oor ons gesinne spreek. Ons wil Jesus spreek, die een wat genees. We will shout out Jesus in the streets. We will shout out Jesus on the valleys and on the mountains. We will shout it out because you are the glory and you are the King of Kings. We praise you this morning, want U is die God wat lewe, U is die God wat oorwinning is, halleluja. En ons wil ons net onsself aan U bring vanmôre, want daar is niemand soos U nie, amen. Here, seën hierdie woord wat vanmôre uitgaan, in die kosbare naam van Jesus, amen. Baie dankie, U kan die sitplekke neem, prys die Here. Het is altyd wonderlik om in die huis van die Here te wees, amen. Altyd lekker om te weet dat alles dit lang naweek, die Here is nooit op 'n lang naweek nie, hy is altyd daar. Kom ons gee die Here net 'n lieflike hande klap. Nou ja, soos beloof gaan ek vanmôre aan met deel 2 en ons gaan gesels oor 'n mens soos Job. Verlede week het ons gesels en jy kan die boodskap op my Facebook profiel weer gaan luister. Verlede week het ons gesels ook oor 'n mens soos Job wat in alle tye getrou gebly het en selfs hoe hy sy gesin, sy kinders na die Here toe gebring het. En wat vir my uitgestaan het is Job het nie eers geweet of sy kinders gesondig het of nie. Hy het nog steeds gekom en hy het 'n offer aan die Here gebring. En hy het gebring en hy het gesê, Here, of my kinders het of nie, ek sal my grondgebied skoon hou. Job was 'n man wat God gevrees het, wat respek vir hom gehad het, en ten spyte dat Job aanslag gehad het, het hy getrou gebly en hy het aan die Here gebly vasstaan en sê ek sal op hom vertrou. En die enigste aanklag wat daar teen Job was, is dat Satan gegaan het en vir God wil probeer sê het dat God Job veraf God U. En dit is nie 'n aanklag nie. Maar dis die enigste aanklag wat die vyand teen Job kon kry, is om te probeer voor God kom om te sê, Job veraf God U. En nooit kan enigiemand God veraf God nie, amen. Want God is daar, amen. My vrou sê sit weer hierdie ding op. Ek weet nie hoe kom sy af. Ek tog sy klauwens. Sien sy sê dit in sy frons. Steek my hemp uit of iets. Maar die enigste een wat ek en jy vanmôre kan staan is om te sê dat 'n mens soos Job kan ek en jy ook wees, maar kan ons op die einde nog steeds getrou bly aan die Here. Amen. Kan ek en jy vas staan op die woord van die Here dat hy sê hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sal ons nooit eenkant toe stoot nie. Amen. Kom ons blaai saam na Job hoofstuk 1 en ons gaan net van vers 6 tot 11 lees vanmôre. Ons het verlede week vers 1 tot 5 gegaan. Moenie worry nie, ek gaan nie oor al die boeke van Job vat in hierdie reeks nie, want dan gaan ons volgende jaar nog hierdie tyd besig wees. So ons gaan Job 1 vers 6 tot 11 vanmôre lees. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op die knegt Job? Kan jy sien dat God vra vir Job, vir Satan, het jy ag gegee? God vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want die Here weet alles, hy het geweet hoekom is Satan voor die troon. Hy het geweet hoekom is hy daar. Hy sê, en die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg,
Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Daar is weer die definisie waar ons verlede week vers 1 gelees het. Hy sê, is 'n man, met ander woorde, op daardie stadium het Job God trots gehad. Op daardie stadium toe die Satan daar verskyn, toe staan die Vader oor Job so. Het jy gesien wat Job is? Hy's lief vir my, hy dien my, hy het respek vir my, hy gee, kan jy sien die trotse hart van God. Met ander woorde, God het oor Job gebrek voor Satan. En nie andersom nie. God het eintlik vir Satan gesê, het jy gesien my knegt Job, hoe lief hy my het? 'n Job wat die hart van God geraak het. 'n Job wat die hart van God geraak het, dat God met trots na hom kon kyk en sê, Satan, het jy gesien Job my knegt? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Hy kon dit nie eens na sy kinders verwys nie, hy kon dit nie na die diensknegte verwys, hy kon dit na niemand anders op die aarde verwys soos Job nie. En die Satan antwoord en sê, antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Jy moet verstaan in hierdie dialoog waaraan is dit verniet dat dat Job U vrees? Met ander woorde, hy sê vir hom, God, as ek 'n bietjie in Job se lewe gaan krap, sal sy geloof nog steeds aan U vas wees? Met ander woorde, Satan sê vir hom, as ek so bietjie aan Job se lewe gaan krap en so bietjie sy lewe te mekaar maak, gaan hy nog steeds U vertrou en lief hê? En God het die vertroue in sy knegt Job. God het die vertroue in sy knegt Job, dat hy nog steeds sal lief hê, en nog steeds aan hom getrou sal bly, nog steeds aan hom sal vrees, en nog steeds het hy nie self hom in die huis van alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie. Dit werk van sy hande het hy geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land, kan jy sien. Dat Satan sê nog vir God, dit alles het hy vir hom gegee, was dit nie verniet nie? Wil jy maar die prentjie kry, daar was nog nie 'n Christus aan die kruis nie. Wil jy maar die prentjie kry, daar was nog nie 'n verlosser aan die kruis nie. Want maar sterk het net U hand uit en tas alles wat hy het. Waarlik, hy sal aan U aangesig seën. Kom ons begin wegspring, 'n mens soos Job deel 2. Ons kyk na die seuns van God, net om daardie teologiese terme die pad uit te skuif. Wie is hierdie seuns van God? In Job 1 vers 6. Dit word tradisioneel as 'n groep hemelse wesens of engele beskou, wat in die raadsaal van God verskyn, om raad te voer, om terugvoering te gee, en saambeplanning te doen oor die besigheid op die aarde. En dit is tot vandag toe nog, dat die engele van die Here verskyn, opdraggewende engele, wat hier op die aarde kyk en op die aarde loer, en voor God verskyn en sê, dit is tans besig, en nie dat God nie weet nie, God weet alles, maar hulle is soos 'n raadsaal, raadgewers, die seun van God, heilige wesens, wat voor hom verskyn, en dan te sê, God, Satan is op pad teen Job.
Vader Satan is op pad teen Job, want ons het 'n bietjie gaan kyk na Job se lewe, en weet jy, daar is niemand op hierdie aarde soos Job nie. Hy vrees nie, hy sê net, hy is bang sy kinders het gesondig, en bring hy al reeds offers vir sy kinders. En ons het agtergekom, Satan is jaloers oor die verhouding wat Job met God het. En toe hy daar verskyn, toe weet die Here alreeds wat is sy agenda. Die Here weet alreeds die agenda van die vyand wat teen jou en my opgestel is, dat ek en jy hoef nie te vrees nie, want as God vir ons is, wie sal teen ons wees? Amen. Met ander woorde, die teenwoordigheid van Satan tussen die seuns van God het geen verskil gewees nie. Hy het eintlik gesidder en gebewe terwyl hy daar verskyn het. Hierdie engele, die seuns van God, het verskyn voor die Here om verslag te gee oor Job, verslag te gee oor mense, verslag oor die doen en late op die aarde, maar nog steeds het God geweet, dat hy wat getrou is aan hom, sal nie wegskram in 'n moeilike tyd nie. Jy sien, 'n skip sink nie omdat daar baie water rondom hom is nie. 'n skip sink omdat die water ingekom het, daarom sink hy. 'n mens sink nie omdat daar probleme om hom is en situasies om hom is nie. 'n mens sink omdat die situasies en die probleme in hom ingekom het. Dis hoekom hy ondergaan. En dit is die verskil van Job. Al was die aanslag hoe en al was die teenwoordigheid van die duiwel en die aanklag teen hom hoe, hy het nie toegelaat dat hierdie beskuldigings in hom inkom om te sink nie. Hy het geweet dat die Here is sy getroue vester, soos die Here is my krag en my psalm. Hy het my heil geword. Satan die aanklaer. Satan is aktief besig, net soos Job, om mense aan te kla, vir mense in hulle gedagtes te sê, dat jy is nie waarlik gered nie. Hy is besig om hulle geloof te bevraagteken. Hy is besig om te sê in hulle gedagtes, dat die saligheid wat jy gekry het, is nie goed genoeg nie. Daar is gedurig deur 'n aanklag van die Satan in 'n mens se gedagtes, soos die van Job, en te sê, dat jy is nie 'n goeie gelowige nie, jy is nie 'n standvastige nie, maar ek dink dit is tyd dat jy die aanklag van die vyand teen jou sal draai, en te sê, dat ek weet wat is jou toekoms, liewe Satan. Jou toekoms is die hel van vuur, en ek weet dat jy in die poel van vuur gaan beland, en ek is veilig in die hand van my Here, my God. Halleluja. Die Satan skep onsekerheid van wie jy is. Hy skep onsekerheid wie jy in Christus is. Die Satan skep onsekerheid wat jy kan doen. Die Satan skep onsekerheid vir die maand wat voorlê. Die Satan skep onsekerheid vir jou besigheid. Die Satan skep onsekerheid in jou geloof. Maar jy kan vanmôre weet, as die Here vir jou is, wie gaan teen jou wees? Nie eers 'n aanklag van Satan sal teen jou wees nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy soek om jou te verslind. Hy soek om jou op te kry die Here dien. Hy soek jou om op te hou bid. Hy soek jou om op te hou die Here loof en prys. Hy soek jou om op te hou jou vertroue in jou God te sit. Maar as jy weet, die Satan loop net rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n leeu nie, want daar is net een leeu, en is die leeu uit Juda stam, en sy naam is Jesus Christus. Sy graf is leeg, en hy het opgestaan, en hy lewe tot in ewigheid. Daar is net een leeu wat lewe, en sy naam is Jesus. Daarom wil ek jou vanmôre sê, dat hy is dalk net soos 'n brullende leeu, met hom soos 'n muis, wat so praat, piep, 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 en dan sit hy net klomp luidsprekers by 'n mic en sê, nou klink ek hard, maar wanneer die leeu van Juda stam brul, dan brul hy teen die brullende leeu, en hy sê, kyk, jy is verwoes deur die bloed van die lam.
Daarom wil hy jou saligheid laat bevraagteken. Want as hy weet, as jy weet nie wie jy is in die Here nie, dan kan hy jou kry om op te hou glo. Maar Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Halleluja. En daarom wil ek vir jou vanmôre sê, maak nie saak wat se aanklag die duiwel teen jou gebring het nie. Al herinner jou aan die verlede, al herinner jou aan wat gister en eergister gebeur het. Johannes 8 vers 36 sê, jy is vrygemaak deur die Here Jesus, en jy's nou waarlik vry. Jy is nie 'n bietjie vry nie, jy's nie 'n stukkie vry nie, jy is waarlik vry, sê saam met my, waarlik vry. Jy is waarlik vry vanmôre. En wie sal dan nog die beskuldigings teen jou inbring? Die Satan want sodra jy wil begin bid vir jou wil sê, maar onthou jy toe jy nog die wêreld gedien het, maar onthou jy toe jy nog in die dronkenskap van hierdie lewe was, maar onthou jy daardie dag, luister Satan, die bloed van Jesus het my vrygemaak, en as die Here nou deur na my kyk, dan kyk hy na my deur sy Seun, Jesus Christus se bloed, en hy sien geen sonde, hy sien geen verlede, hy sien my waarlik vry deur die bloed van die Lam. 'n Mens soos Job moet weet wie hy is in die Here. Hy sal ook jou laat twyfel, dat is jy werklik gered, het ek jou werklik vrygekoop, het die Here jou werklik vrygekoop, is jy werklik 'n kind van God. Johannes 6 vers 47 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Jy die ewige lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Amen. Daarom wil ek jou vanmôre aanmoedig, geen valse beskuldiging kan teen jou ingebring word nie. So die Satan wil nog steeds aanklagtes teen die kerk bring, maar soos 'n mens soos Job kan vas staan in die Here. Satan is uit om jou sekerheid aan te val, maar jy kan weet wie jy is in Christus. Satan is uit om jou bestaan van jou besigheid aan te val, maar jy kan weet wie jy is in Christus. Satan is uit om jou huis en jou familie aan te val, maar jy kan weet wie jy is in Jesus Christus. Jy is los deur die bloed van die Lam. Man, ek is vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry. Amen. Jy is vry vanmôre. Glo jy vanmôre as jy 'n mens soos Job het, dat God ook beheer het oor Satan? Glo jy vanmôre dat die Here beheer het oor die Satan se werke? Glo jy saam met my? Job 1 vers 12 sê, daarom sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net nou homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Jy sien, God gee vir hierdie Satan toestemming, hy sê, maak met Job wat jy wil, maar aan sy lewe kan jy nie vat nie, en nou gaan hy sê, maar dit klink onregverdig. Jy sien, God weet, hier kom 'n groot getuienis uit. Jy sien, baie kere gebeur dit in ons lewens, dat ons dink, dat wat gebeur het is die slegte, maar eintlik is die Here besig om iets beters voor te berei. Jy sien, die teoloog beweer, geen mens op aarde het so diepe krisis deurgegaan al, soos Job nie. Want die Here wil uit Job se verhaal sê, maak nie saak wat gebeur nie, dat ek jou geloof gaan bou om sterker te word, en jou meer gaan seën as wat jy gehad het. Daar is 'n teoloog wat sê, dat jy kan nie meer terugkry as jy nie eers verloor het nie. Jy kan nie beter iets kry, as jy eers iets verloor het, en God vertrou het vir beterskap nie. Jy sien,
God gee Satan toestemming om Job te beproef, maar stel perke aan wat hy kan doen. In die eerste beproewing mag Satan alles wat Job besit wegneem. Daar's 2 beproewinge wat deur Job gegaan het. Maar in die eerste beproewing, toe besluit die Here, en hy sê, maar sy lewe mag jy nie vat nie, want ek is nie klaar met Job nie. Jy sien, baie kere voel dit, alles wat met jou gebeur, die Here is klaar met my, die Here is nie klaar met my en jou nie. Die Here het iets groters, het iets beters in stoor, en nie alvorens jy verloor het, en jou geloof getoets word nie, gaan jy nie jou afhanklikheid van God besef nie. Jy sien, Job het God geglo, maar alles was sommer net vandag vir hom 'n normaliteit. Ek het kos op my tafel. Ek het beeste. Ek is 'n fenominale plaasboer. Ek is sommer 'n fenominale wildsboer. Ek is sommer 'n mynskag eienaar. Jy sien, en Job het een ding nie besef nie, dat wanneer hy deur 'n krisis gaan jy sy vertroue in God om verder dra. Om vas te staan, om deur te druk en sterker in die ander kant uit te gaan. 'n Krisis in ons lewe is nie om ons te verwoes nie, maar om sterker in die ander kant uit te kom. Jesus het self in Johannes gesê, dat in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. 'n Mens soos Job vertrou op God se soewereiniteit en weet dat hy jou beskerm en jou nie meer sal toelaat om te dra as wat jy kan hanteer nie. God het geweet dat Job deur hierdie alles nog steeds staande sal bly. En wanneer die Here na my en jou kyk en ons geloof beproef word en ons geloof in 'n vuuroond ingedruk word so Sadrag, Mesach en Abednego, kan ons nog steeds sê die Here is 'n God van naby? Kan ons nog steeds sê die Here is hier? Of is dit 'n stryd wat ons wil opgee? Is 'n stryd wat ons wil weggooi? Nee, Job vertel ons 'n storie, as ek en jy 'n mens soos Job wil wees, dat ek en jy sal vas staan en sal sê, dat die Here is my krag, en ek sal die deurdruk. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Jy sien, geen versoeking het Job aangegryp behalwe menslike nie. Baie keer in ons lewe kom daar siektes en daar kom finansiële druk en daar kom besigheidsuitdagings en noodbesluite, maar geen versoeking het ons aangegryp behalwe menslike nie. Sy saam met my, want God is getrou. Net soos jou aanslag 'n realiteit is God 'n groter realiteit. Net soos jou siekte 'n realiteit is God 'n groter realiteit. Net soos jou probleme 'n realiteit is God 'n groter realiteit. En hy sê, maar God is getrou. Sê saam met my weer, God is getrou. Hy sal nie toelaat, sê saam met my, nie toelaat, dat ek bo my kragte versoek word nie. Hy sal dit nie toelaat nie. Wat ook al jou krisis vanmôre is, wat ook al jou bekommernis vanmôre is, wat ook al jou uitdagings is vanmôre, hy sal nie toelaat dat dit bo jou kragte is nie. Sjoe. Hy sal dit nie toelaat nie. Maar God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Sy saam met my uitkoms gee. Jy sien, baie kere wil ons eie uitkomste bewerkstellig. Jou uitkoms moet van die Here wees, amen. Hy sê, ek sal saam met die beproewing die uitkoms gee. En hy het ook al reeds vir ons Jesus Christus gegee as uitkoms. Hy het ook al Jesus Christus vir ons gegee as 'n uitkoms van uit in hierdie lewe. 'n Mens soos Job moet sê, Here, U sal my die uitkoms in hierdie beproewing gee.
'n mens soos Job moet weet, U sal vir my die uitkoms gee in hierdie beproewing, en ek weet ek sal nie val nie, ek weet ek sal nie moedeloos word nie, ek weet ek sal nie ophou nie glo nie, ek sal nie ophou kerk toe gaan nie, ek sal nie ophou bid nie, ek sal nie ophou loof en prys nie, want hierdie is alles die sleutelresultate van deurbraak. Hy sê, ek sal ook die uitkoms vir julle gee, sê saam met my, sodat julle dit kan verdra. So elke probleem kan jy verdra, as jy jouself net vir die Here gee. Jy sien, Jesus het weer eens, ek gaan dit weer eens sê, het vir sy disippels gesê, in hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek wil elkeen vanmôre aanmoedig, hou goeie moed, ek het dit oorwin, sê die Here. Ek het daai familietwis oorwin, ek het daardie konflik oorwin, ek het daai bitterheid oorwin, ek het daai hartseer oorwin, ek het daai siekte oorwin, ek het daai depressie oorwin, ek het daai angs oorwin, ek het alles oorwin. Hou goeie moed, ek het die uitkoms vir jou gegee. Amen. Jy sien, beproewinge, as jy soos 'n mens soos Job is, besef jy ook meer dat beproewinge bring lydsaamheid. Beproewinge bring lydsaamheid. Beproewinge kan dien as 'n toewyding van ons geloof in God. Jy sien, Job se geloof was nog meer gebou in die beproewinge. Hoe meer gaan ons geloof bou as ons die challenges het nie? Hoe meer gaan ons geloof bou as ons die uitdagings het nie? Moenie vergeet, jy sal nooit by jou kragte versoek word nie. Want saam met jou beproewinge sal hy ook vir jou die uitkoms gee. Jy sien, hy het al reeds vir jou die uitkoms. Ons moet net nie dit uit die hand van die Here vat nie. Baie kere kry ons nie die uitkoms nie, want ons het die uitkoms ook in die hand van die Here gevat. Hoor jy wat ek vanmôre sê? Beproewinge kan dien as 'n toewyding van ons geloof in God. Dit is 'n geleentheid om ons geloof te versterk. Jy sien, hoe gaan jy jou geloof bou as daar nie beproewinge is nie? Hoe gaan jou verhouding verdiep in die Here as daar nie beproewinge is nie? Baie keer het my kinders al gevra, maar die Here kan sekerlik met een woord Satan uit die prentjie uitgehaal. Ja, hy kan. Maar gaan ek en u ons afhanklikheid aan God dan besef? Dan raak ons eie vyand. Gaan ek en u dan nog steeds die Here so getrou dien, as alles net wou gaan? En dan het die Bybel ook vir ons gesê oor hoe die eind van dae sal wees, oor hoe die duiwel op die einde van die dag met die kettinge vasgebind sal word in die 1000 jaar van vrede, en daarna sal hy in die poel van vuur gewerp word saam met die anti-kris, en dan ook die wat nie die Here aangeneem het as hulle saligmaker nie. Met ander woorde, die Here kan nie van sy woord afwyk om te sê, duiwel, jy's uit die prentjie uit nie, want dan is sy woord nie reg nie. Sy woord is soos dit moet wees. Ek en jy moet net ons afhanklikheid van die Here besef. Ek en jy moet net ons afhanklikheid van hom besef en sê, Here, dat terwyl ons in hierdie lewe is, sal ons u vertrou en nie moed verloor nie. Amen. En ons sal nie opgee nie. Lydsaamheid en beproewinge skep 'n geleentheid soos Job om afhanklikheid van die Here te verdiep, want 'n mens kan so maklik en vinnig dink jy is onafhanklik van die Here. Ek en jy is te alle tye afhanklik van die Here. Amen. Ek en jy is te alle tye afhanklik van hom. Ek en jy is te alle tye afhanklik van die Here. En dit was die kernteks van Job se lewe. Dat
Terwyl hy alles in weelde gehad het, terwyl alles met hom goed gegaan het, het hy God vertrou, en toe hy alles verloor, en die vyand met beproewinge kom, het sy geloof inteendeel versterk in die Here. 'n Mens soos Job in 'n tyd van lydsaamheid en beproewinge, sien beproewinge as geleenthede om geestelik te groei en jou verhouding met God te verdiep, eerder as om wanhoopig te word. In tye van beproewinge, in tye van nood, in tye van krisisse, in tye van situasies, moet 'n mens soos Job word en sê, ek gaan hierdie geleentheid gebruik om my geloof te versterk in die Here. Ek gaan meer geestelik groei in die Here. Ek gaan my verhouding met God verdiep, as om eerder wanhoopig te word. Geloof wankel nie, vertrou net die Here. Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, my broeders, ag dit louter vreugde, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewinge van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die beproewinge van julle geloof geduld bewerk. Die beproewinge van julle geloof, dat bewerkstellig dat julle nie moedeloos sal word nie, maar die Here sal vertrou in hierdie lydsaamheid. Lydsaamheid is dat ek sal getrou bly. Lydsaamheid is dat ek sal vertrou in die Here. Lydsaamheid is dat ek nie van sy weë sal wegwandel in 'n tyd van beproewinge nie. Ag, dit louter vreugde. Nou wat is louter vreugde? In die middel van die krisis sal ek nog steeds my vreugde in die Here behou. In die middel van 'n krisis sal ek nog steeds my vreugde in die Here hê. In die middel van 'n krisis sal ek nog steeds my vreugde in hom behou, want ek weet, al gaan ek deur 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my. Jy mag vanmôre dalk sê, pastoor, maar hierdie erge krisis, hierdie probleem raak net groter. Louter vreugde vanmôre om nie moedeloos te word nie. Sodat die lydsaamheid kan bewerk in julle lewe. Moenie moed verloor nie, moenie fokus verloor nie. Hou jou oë op Jesus, die leidsman en die volëinder van julle geloof. Hebreërs 11 vers 2. Hou julle geloof in die Here, hou julle geloof in hom. 'n Mens soos Job moet sê, ek sal op hom vertrou, al kom ek om, al sterf ek sal nog steeds op hom vertrou. Want wat hier gebeur, is die tydelike, maar waarheen ek op pad is die ewige. As ek hier op aarde alles verloor het, en ek het Jesus behou, het ek niks verloor nie. As ek hier op aarde alles behou het, maar ek het Jesus verloor, het ek alles verloor. Job het sy getrouheid behou in die Here. 'n Mens soos Job kan ook sê, ek gaan my getrouheid behou in die Here, ongeag hoe dit tans lyk. Ek gaan my vertroue in die Here hou. Ten spyte van intense beproewinge, het Job sy geloof in God behou en nie God vervloek nie. Selfs toe sy vriende, julle gaan later dit hoor, toe sy vriende by hom kom en sê, wil jy ook nie maar jou God vervloek nie, toe sê hy, ek weet my verlosser leef. Ten spyte van Job se intense beproewinge, het Job nog steeds sy geloof in die Here geplaas. Kom aan, hy het alles verloor, hy sy vrou verloor, hy sy kinders verloor, en hy het nog steeds gekies om aan sy saligmaker getrou te bly.
Hy het sy integriteit behou en God se soewereiniteit erken en gesê, hy sal my deur hierdie ook dra. Hy sal jou deur jou storm ook dra. Hy sal jou deur jou mismoedigheid ook dra. Hy sal jou deur jou vrese en jou angs en jou moedeloosheid ook dra, as jy net sê, Here, ek vertrou U vanmôre. Amen. Ek vertrou U vanmôre. 'n Mens soos Job volhard in geloof en behou sy integriteit in die Here. 'n Mens soos Job vertrou die Here ten spyte van alles. 'n Mens soos Job vertrou die Here en sê, ek sal nie ophou glo nie. Selfs in moeilike tye, vertrou God het nog steeds 'n doel met jou lewe. Selfs in moeilike tye, vertrou die Here nog steeds, dat hy nog steeds jou lief het. Selfs in moeilike tye, vertrou die Here nog steeds, dat hy vir jou omgee. Selfs in moeilike tye, vertrou die Here nog steeds, dat hy jou sal optel uit al die gemors waarin jy jouself bevind. Vertrou die Here. 'n Mens soos Job kan in moeilike tye kom en sê, of ek beteken niks, of ek is die verwerpte, die verstote, en hoekom al die moeilikheid en al die teekant juis my nou tref. Nee, 'n mens soos Job moet opstaan en sê, ek sal nog steeds volhard in die Here. Ek sal nog steeds weet wie ek is in Christus. Ek sal nog steeds vertrou wie ek is in die Here, en ek sal geen onheil vrees nie. Daarom sê Job 1 vers 21 tot 22. En hier is 'n gepaste teks wat nog steeds gebeur wanneer party mense teekant kry oor hierdie planeet en aanvalle kry. Hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem en die naam van die Here is sy geloof. Nou, hoeveel kere het julle al hierdie by begrafnisse gehoor? Naak het jy in die wêreld gekom en naak sal jy terugkeer. So onskriftuurlik by die dood. Job wat het aangehaal het nog gelewe. Hy het net onsself in 'n mismoedige tyd gegee en gesê, naak het ek ingekom en hier is ek naak voor die Here, ek het alles verloor, maar geloof is nog steeds in die Here. Al wat Job vir homself probeer sê, en ook vir my en jou vanmôre 'n boodskap wil gee, soms het ons uit naaktheid ons opgewerk, en soms gaan ons weer naak wees en alles verloor, of 'n bietjie verloor, maar geloof is nog steeds in die Here. Hierdie teks pas nie by begrafnisse nie, want Job wat het gesê het nog gelewe hier. Daarom wil ek jou vanmôre sê, die naam van die Here is geloof. Die naam van die Here wat Jobbie gesê het, is sy geloof. En wanneer ek en jy ook die naam van die Here aanhaal, moet dit geloof wees, en te sê, dat hy is my groot geneesheer. Hy is die rots van die eeue. Hy is die blinkende môrestaar. Hy is my bron van lewende water. Hy is my Jehova Jireh, my voorsiener. Hy is die God wat alles vir my kan doen. Amen. En kyk wat sê vers 22, hy sê, byt dit alles, sê saam met my, byt dit alles, het Job nie gesondig, en aan God niks, sê dit, en aan God niks, ongeryms toegeskrywe nie. As dit die God is, dan wil ek hom nie dien nie, want ek is my skouers hang. Hoeveel kere sê 'n mens, as dit ons God is, hoeveel keer kry ek hierdie teëspoed, hoekom hierdie tyd, hoekom dit? Job wat erger beproewinge en groter beproewinge gehad het niks teen God verkeerd toegereken nie. Hy het nie gesê, ag, jy weet, hierdie God wat ek so lief gehad het, kyk waar was hy in die middel van hierdie krisis.
Kyk wat het God, hy het nog steeds God lief gehad, hy het nog steeds God gedien. Maak nie saak wat se krisis jy tans beleef nie, maak nie saak nie, 'n mens soos Job, moenie God beskuldig nie, maar nog steeds sy geloof in die Here uitroep. Jy sien, vanmôre wil God ook hê, dat ons hom niks oneerlik sal toereken nie. Niks verkeerd en slegs van hom sê nie. Want nie eers Job het dit gewaag in sy diepe krisis, benoudhede nie. Ja, ons kan lees en ons kan agterkom, Job was depressed. Ja, ons kan lees in Dawid se lewe, Dawid was soms depressed. Ja, ons kan lees in Moses se lewe, dat partykeer toe daai volk nie na hom wil luister nie, was hy so depressed dat hy die kliptafel stukkend gegooi het. Maar, nog steeds nie, God geskel en vervloek het nie. Hoor jy wat ek sê? Dis asof God uit die Bybelse tyd uit kort 'n man 'n karakter gesoek het en, skus, ek wil sê vrouens ook, maar wat na in God se hart is oor wie hy kan sê, het jy Dawid gesien, hy's 'n man na my hart, het jy Job gesien, dat hy vroom reg en hy lief my en hy eer my, het jy Moses gesien wat gehoorsaam was aan my. So wil hy ook manne en vroue vanmôre tussen ons sê, het jy die en die en die gesien wat my lief het. Ten spyte God se uitkoms van beproewinge vanmôre. God kan beproewinge gebruik om ons geestelik te suiwer en te versterk. Moenie jou beproewinge sien as 'n straf nie. Moenie jou beproewinge sien as 'n mismoedige tydperk nie, maar sien eerder uit oor hoe God jou suiwer en versterk in die verhouding met hom. Sien eerder dit. Ek het laasweek gesê, Job was nie 2 maande in hierdie krisis nie, hy was 30 jaar in hierdie krisis. Hy was nie 2 maande of 'n dag of 3 dae nie, 30 jaar van sy lewe. Maar, hy was geestelik gesuiwer en hy was versterk. Wat Satan bedoel het vir kwaad, luister mooi, wat Satan bedoel het in Job se lewe vir kwaad, kan God toe in Job se lewe gebruik tot sy heerlikheid. Wat die vyand in jou lewe en jou besigheid en wat ook al bedoel het vir kwaad, gaan God gebruik tot sy heerlikheid, tot sy erkenning, tot 'n groot getuienis. Just don't give up in your life. Ek het nou so hard gewerk om tot hier te kom. Hoe hard moes Job werk om al daai goeders tot 'n plaasboer en 'n wildsboer en 'n myn te kon gehad het. Hoe hard moes Job gewerk het. En in 'n oogwink, skus op, ek weg is dit. Maar hy het God vertrou. Hy het God bly lief hê. Hy het God bly eer. Hy het nog steeds sy offer gebring. En dit beteken, en dit sê iets van 'n karakter. Broer, jy was lanklaas in die kerk. Ja, jy weet, pastoor gaan deur 'n krisis. Job het nie. Broer, jy was lanklaas daar. Ag, pastoor, jy moet my maar verskoon totdat ek deur hierdie krisis is. Hey, jy gaan nie deur hierdie krisis kom sonder jou gelowiges en sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Amen. Wat Satan bedoel het vir kwaad, kan God gebruik vir ons om tot sy heerlikheid. En daarom wil ek vir jou sê, werk aan 'n getuienis, want kyk uit in 'n tyd van beproewing, daar is 'n getuienis op pad. Kyk uit in 'n beproewing, daar is oorwinning op pad. 'n Mens soos Job vertrou dat God in jou beproewing werk vir jou voordeel tot sy glorie. Amper sê ek tot jou glorie, nee, tot sy glorie.
In 'n tyd van beproewing, in 'n tyd van moeilikheid, tye, weet dat die Here in jou werk tot sy voordeel. Of tot jou voordeel en sy glorie. Tot jou voordeel om jou uit te help tot sy glorie. Tot jou voordeel om jou te seën tot sy glorie. Tot jou voordeel om jou oorwinning te gee tot sy glorie. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles werk ten goeie mee. Amen. Die krag van gebed, ondersteuning deur die gemeenskap. Jy sien, Job se vriende het aanvanklik by hom gesit en hom ondersteun in sy lyding. Jy sien, wie is jou vriende in 'n tyd van moeilikheid? Wie is jou vriende in 'n tyd van krisis? En moet ook nooit jou rug draai as iemand uitreik na jou en sê, ek het net 'n oor nodig, ek het net 'n skouer nodig nie, want hy is ook dalk net 'n mens soos Job. Moet nooit dink jy's beter as die ander een nie, want iemand wil dalk met jou net sê, ek wil net so 'n bietjie jou naby my hê in hierdie krisis. Moet nooit jou rug draai nie. Laat iemand weet jy is daar, want sy vriende was daar vir hom. Ongelukkig het sy vriende hom later verkeerdelik geoordeel. Job, het jy nie maar iewers verkeerd gegaan nie? Job, het jy nie maar iewers droog gemaak nie? Job, het jy nie maar iewers dit of dat gedoen nie? Dit gaan ook ongelukkig gebeur. Maar 'n gemeenskap van die gelowiges moet mekaar eintlik nie oordeel nie. Maar die gemeenskap van die gelowiges moet mekaar lief hê. Die gemeenskap van die gelowiges moet mekaar ondersteun. Die gemeenskap van die gelowiges moet daar wees vir mekaar, want wat is ons anderste as maar net 'n mens soos Job? Wat is ons anderste as maar net 'n mens soos ou Job? Maar die gemeenskap van die gelowiges nodig het. Soek die ondersteuning van jou geloofsvriende. Soek die bystand van jou geloofsbidders. Soek die bystand van mense om te sê, ek gaan deur 'n krisis en moet hulle nie oordeel nie, want hulle is ook maar net 'n mens soos Job, want jy kan ook daar beland. Jy is nooit belangriker as die ander een nie. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. En vervul so die wet van Christus. Nou wat is 'n wet? Dit is my wet dat hierdie volgende sal gebeur. Dis 'n wet dat ek by die stopstraat moet stop. Dis 'n wet. Dis 'n wet dat ek by 'n rooi lig moet stop. Dis 'n wet dat ek by die groen lig kan ry. Dit is 'n wet dat ek nie mag moord pleeg nie. Dis 'n wet. En hier is 'n wet van die Here. Dra mekaar se laste. Dis nie 'n opdrag alleen nie. Dis 'n wet. Kom aan kerk. Wanneer jou boetie of jou sussie swaar kry, dis 'n wet om daar te wees. Wanneer mense deur 'n situasie gaan, dis 'n wet dat jy daar en ek daar moet wees. Dit is 'n wet dat ons mekaar moet dra in geloof. En hierdie vriende van Job het by Job gaan sit, want dit is 'n wet. Ons moet Job ondersteun. Is jy ook vanmôre bereid om te sê, ek sal hierdie wet navolg van Christus en help 'n mens soos Job? Baie mense het net die bystand van hulle boeties en sissies nodig. 'n mens soos Job. 'n mens soos Job moet vas staan in wat hy nog altyd in geglo het in 'n tyd van beproewing. 'n mens soos Job moet weet dat die Here seën die gehoorsame wat op die einde van sy beproewinge nog steeds staande gebly het in die Here. 'n mens soos Job moet weet dat die Here die beloner is
aan hom en haar wat getrou gebly het. 'n Mens soos Job moet weet dat elke aanslag ook 'n uitkoms het vanmôre. 'n Mens soos Job moet weet dat probleme is, maar net tydelik, maar die genade van die Here Jesus Christus is vir altyd. 'n Mens soos Job moet weet dat Jesus Christus is vir altyd. 'n Mens soos Job moet weet, uit elke donker tonnel gaan daar iewers lig tevoorskyn kom. Just keep on going. And never give up. Never, ever give up. 'n Mens soos Job. Romeine 16 vers 20 sê, en ek wil jou met hierdie vers los vanmôre. Hy sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Ek gaan vra dat ons dit saam sal gelyk lees. 1, 2, 3, kom ons begin. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Kan ons dit nog 'n keer lees, want ek wil hê jy moet hierdie week hierdie vers uit jou kop uit ken en dit gaan sit in jou hart. Kom ons sê weer. En die genade van, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Kom ons gee die Here 'n lieflike lofoffer. 'n Mens soos Job moet weet, die God van vrede, stem jy saam, hy is 'n God van vrede, sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Kan ek julle almal se hande sien? Hou julle hande op. Hy sê die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. En die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Prys die Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan weet dat U is God, U is koning. U is Here van die leerskare. Dankie Here dat ons vanmôre kan weet in 'n tyd van beproewinge is U daar. En as ons 'n mens soos Job is, wat in ons krisis nog steeds kan weet, al doen die vyand wat, al het hy hoeveel aanslae op ons geloof, dat Jesus het dit reeds op die kruis van Golgotha op hom geneem. En as 'n mens soos Job kan ons net op hom vertrou en weet, hy is God, hy is koning en hy is Here van die leerskare. Amen. Prys die Here, ons gaan die tiendes en die offergawes opneem.